Die stroombaandiagram hieronder toon hierdie 4 resistors. Die skakelaar S is toe, daar's voltmeter V2, daar's voltmeter V1, die EMK, interne weerstand van die battery en die lae weerstand ammeter met 'n lesing van 3,5 ampere. Nou, ek weet nog niks is gevra nie, maar ek wil sommer vir jou wys hoe mens vinnig van hierdie somme in jou kop kan doen. So, as jy mooi daarna kyk, hier is 'n parallelvertakking met 2 takke. 3 ohm plus 2 ohm, want hulle is in serie, beteken daar's 'n 5 ohm weerstand effektiewelik in parallel met 'n 1 ohm. En dan kan mens baie vinnig hierdie berekening doen. Eerstens, jou effektiewe weerstand van 'n parallelskakeling sal altyd laer wees as die laagste waarde van jou weerstande. Met ander woorde, 1 ohm is die laagste waarde, so die effektiewe weerstand gaan laer wees as 1 ohm. So dis basies 1 op 5 plus 5 op 5. En dit gee vir jou 6 op 5, as jy dit omdraai, is dit 5 op 6, dis 0,83 ohm. En dit is laer as 1 ohm. Sommige net 'n vinnige sommetjie wat jy in jou kop kan doen, en dan weet jy jou totale weerstand, jy moet die 4 ohm net bytel, wat in serie is met die parallelskakeling. Maar ja, ons kan vinnig hierdie somme eintlik in ons kop doen, as die waardes wiskunde vriendelik is, dat jy nie noodwendig 'n sakrekenaar voor nodig het nie. Maar ja, kom ons kyk wat het hulle vir ons gevra in 2022. Dan moet ons Ohm se wet in woorde stel. Dit is al van tevore gevra. Die potensiaalverskil oor 'n geleier is direk eweredig aan die stroom in die geleier by konstante temperatuur. Nou, ek wil net vinnig kommentaar lewer. Ons het 2 tipes geleiers. Ons het ohmiese geleiers wat Ohm se wet gehoorsaam, en dan het ons nie ohmiese geleiers wat uit die aard van die saak nie aan Ohm se wet gehoor gee nie. En net om jou te help, 'n ohmiese geleier is iets soos 'n nikroomdraad, waar 'n nie-ohmiese geleier is 'n gloeilamp. En veral die ou tydse gloeilampe, as ek dit so kan stel, nie die LED's wat jy ken nie, want hierdie gloeilampe word warm, en soos wat hulle warm word, neem die weerstand dan ook toe. Met ander woorde, 'n nie-ohmiese geleier. En nes ons antisipeer het, dit is presies die vraag wat gevra word, skakelaar S is gesluit, die lesing op die ammeter is 3,5 ampere, ons moet die totale eksterne weerstand bereken. So jy sit uit die aard van die saak met parallelskakeling, met die 1 ohm in parallel met die 3 ohm en 2 ohm wat in serie is, en hierdie hele parallelskakeling is in serie met die 4 ohm. Nou ons weet reeds die antwoord is 4,83, want ons het dit vinnig bereken, maar kom ons doen dit korrek. Jy begin met jou parallelskakeling, en jy gaan sê 1 op die parallelskakeling is gelyk aan 1 op, en kom ons sê hierdie is R1, daardie is R2, en hierdie noem ons R3, en die 4 ohm is R4. So dit sal 1 op R1 wees, plus 1 op, dan gaan dit die som wees van die 3 ohm en die 2 ohm, want hulle is in serie. So dit gee dan vir ons 1 op 1, plus 1 op 3 plus 2. So ons gaan kry 5 op 5, ek maak dit sommer dat die noemers dieselfde is, 5 op 5 plus 1 op 5. So dit gee vir ons 6 op 5. En dan belangrik, dus die parallelweerstand is gelyk aan 5 op 6, en dit is 0,83 ohm. Ek wil net weer eens daai vir jou uitlig. 1 ohm is die laagste weerstand in die parallelskakeling. Ons effektiewe weerstand is laer as 1 ohm. En dit is sommer 'n eenvoudige reël wat jy kan onthou om seker te maak jy bereken dit korrek. Jou effektiewe weerstand van 'n parallelskakeling moet laer wees
as die laagste weerstand wat jy in 'n tak kan kry. In hierdie geval is dit 1 ohm in die een tak, 5 ohm in die ander tak. So 1 ohm is die laagste, dit moet laer wees as 1 ohm. Nou wat gaan ons totale weerstand wees? R totaal is gelyk aan ons parallelle weerstand plus R4, want hulle is in serie. Met ander woorde 0,83 plus 4 en dit is 4,83 ohm. Volgende moet ons die lesing bereken op voltmeter V1, 'n hoë weerstand voltmeter in parallel oor die battery. Aangesien die skakelaar gesluit is daar stroom wat vloei, so ons weet dit is die V ekstern wat ons meet en nie die EMK nie. So V is gelyk aan I totaal maal met die eksterne weerstand en ons het die totale stroom is 3,5 en dan weet ons totale weerstand is 4,83, so pas bereken en dit gee vir ons 16,91 volt. Vergelyk die lesing op V2 met die lesing op V1. Kyk mooi. V1 meet die potensiaalverskil oor die totale stroombaan, terwyl V2 slegs oor die parallelskakeling die potensiaalverskil meet. Die 4 ohm is nie ingesluit by V2 nie, terwyl die 4 ohm gaan ingesluit wees vir V1. So, die antwoord is kleiner as. Definieer die term EMK, dit word baie gevra, dit is die maksimum arbeid verrig deur die batterye per eenheidslading. Met ander woorde, dit is die potensiaalverskil as die skakelaar oop is en daar vloei geen stroom deur die battery nie. Skakelaar S word nou verwyder en vervang met voltmeter P2. Hoe verander die drywing verbruik deur die 4 ohm resistor? Nou, V2 het 'n geweldige hoë weerstand. So die stroom gaan eerder deur die 3 ohm, 2 ohm been van die voormalige paralleltakking vloei. En dit beteken die weerstand van die paralleltak was voorheen 0,83 ohm, maar nou gaan daar feitelik geen stroom deur daardie tak vloei nie. En dit beteken al die stroom vloei nou deur die 3 ohm, deur die 2 ohm. So daai weerstand verander met ander woorde na 5 ohm. En dit beteken ons R totaal neem nou toe van 4,83 ohm, neem dit nou toe na 3 plus 2 is 5 plus 4 is 9 ohm. So daar's 'n aansienlike toename in die weerstand. En omdat die weerstand gaan toeneem, wat gaan gebeur met my totale stroom? My stroom gaan afneem. En as ons werk met drywing, is die stroom gekwadreerd maal met die weerstand en ons kyk na die 4 ohm resistor, dan sien ons wel 4 ohm bly 4 ohm. Dit gaan nie verander nie. Die stroom gaan drasties afneem. En gevolglik kan ons sê dat die drywing deur die 4 ohm resistor gaan afneem. Dieselfde scenario, die skakelaar is vervang met V2. Die vraag is, hoe gaan die lesing op voltmeter V1 verander? En ons het vir RIFFF gereed om ons hierin by te staan. Soos ons reeds gesê het, die eksterne weerstand neem toe van 4,83 na 9 ohm toe. Gevolglik gaan jou totale stroom afneem. Die interne potensiaalverskil gaan met ander woorde ook afneem, want onthou, dit is die stroom wat afgeneem het, maal met die interne weerstand en daardie bly konstant.
ons V ekstern gaan dus toeneem. Hoekom sê ons so? Want jou EMK is gelyk aan die eksterne potensiaalverskil plus die interne potensiaalverskil en jou EMK bly konstant. As V intern afneem, dan moet V ekstern toeneem. En net sommer ook 'n sin te sê oor RIFF. As dit op is, dan is dit af, op. En as dit af is, dan is dit op, af. Daar's half simmetrie. Ek hoop dit kan jou help om te onthou hoe om RIFF te gebruik.